Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en ja, wat 'n voorreg is dit om hier te kan sit en God se woord te deel en ja, op hierdie 5de dag van die nuwe jaar, is hierdie woord wat uit Petrus vanoggend kom met die hele week al op my hart gelê het en hoekom? Want ons maak en ons is geneig om nuwejaarsvoornemings te maak om te sê oujaarsaand sit ons daar en ons dink en ons glo en ek gaan dit doen met my lewe en ek gaan dit doen. En ek het oujaarsboodskap uitgestuur om te sê, weet, ons moet doelwitte stel. Dit is baie belangrik dat ons doelwitte stel, dat ons sê dit is die dinge wat ek graag in hierdie jaar wil bereik. Maar daai doelwitte moet ons eers by God neerlê. En sê, Here, is dit u plan vir my lewe vir die jaar wat voor ons is? En dan moet ons daar volgens lewe. En dis hoekom dit so belangrik is, wat ek daar ook gesê het, is as ons moet dit neerskryf, sodat iemand ons kan verantwoordelik hou vir ons dade, vir die werke wat ons doen, om by ons doelwitte uit te kom. En die slim mense, daai wat baie navorsing doen en alles, hulle sal vir jou sê dat 'n nuwejaarsvoorneming hou nie langer as 5 dae nie. Hou nie langer as 5 dae nie. So hier op die 5de Januarie het jy al klaar seker 90% van ons nuwejaarsvoornemings gebreek. Hoekom? Want ons is mens, ons is mens, ons maak hierdie drome, ons praat so vinnig, maar ons vergeet waar ons fondasie moet wees. En dis hoekom die Here hierso praat so mooi met ons deur Petrus, en hy sê vir ons in 1 Petrus 1, sommer daar aan die begin, is 'n jong ouetjie, hy's lewendig, hy's aan die brand vir die Here hierso, en hy deel hierdie boodskap, en hy sê, daarom, omgord julle lende vanaf 13, sê, omgord julle lendene, van julle verstand, wees nigter, en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikheid van tevore en julle onwesendheid bestaan het nie. Maar soos hy vir julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En ek gaan net daar 'n paar verse nou van hier af uit skiep, want ek wil hier kom by hierdie deel wat vir ons sê, dit is so maklik om heilig te lewe. Ek weet nie hoekom mense dit so moeilik vir hulle self maak nie, want God sê vir hom, wees heilig, so dit is waaruit ons moet lewe. So ek lewe nie omdat ek wil heilig wees eendag nie. God sê, hy is heilig, sy seun Jesus Christus is heilig, hy het sy bloed vir ons geskenk, hy het dit vir ons gegee, sodat ons kan heilig wees in hom, nie in onsself nie, nie in dit wat ek wil bereik nie. Maar dan kom hy hier so aan die einde daar so, en hy sê vir ons, aan die einde van hoofstuk 1 Petrus 1 daar, hy sê vanaf vers 24, hy sê, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dit is daar, onthou daar, Johannes 1 sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy gaan aan in vers 13 van Johannes, en hy sê vir ons, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Dit is Christus, dit is God, en hy sê hierso vir ons, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is daarin waar ons nuwejaarsvoornemings moet maak, ons doelwitte stel, ons gedagtes gefokus moet wees, want dit is daaruit waar ons die heilig kan lewe. En hy sê, en dit is die woord wat aan julle verkondig is, dit is daai woord wat vlees geword het, en dit is daai woord wat sy bloed vir ons gestort het, en sy gees oor ons, oor almal uitgestort het ook. En dan kom die belangrike ding, so baie keer is ons so gefokus op ons eie ek, dat ons vergeet, ons moet eers die ou mens laat sterwe. En hy sê vir ons in 1 Petrus 2,
vanaf vers 1, hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Dit is waar ons as mens, daai menslikheid van ons wat binne in ons is, as ons nie een kant sit nie, as ons dit nie laat afsterwe nie, dan hoe vinnig val ons weer in ons ou gewoontes in. As die slim mense tot daar vir ons sê, dat 5 dae is al wat dit vat. 5 dae, verskoon my. 5 dae is al wat ons nuwejaarsvoornemings hou. Maar hy sê hierso vir ons, lê dan alle boosheid af. Dink aan jouself en dink waar jy is, en ek sê nie jy is boos nie, maar partykeer is dit ons gewoontes wat weer deurkom. Ons menslikheid, hy sê in alle bedrog. En jy kan sê, ja, maar ek is nie soos ons politiese leiers nie. Nee, ek gaan nie so aan nie, maar kyk na jou lewe partykeer. En dis wat Petrus hier vir ons sê is, lê dit eenkant, kyk, doen daar introspeksie, kyk na jouself as mens, en dan hierdie enetjie, geveinsdheid. Hoeveel van ons is so gefyn gevoelig, dat as iemand iets vir jou sê, dan is daar dadelik hierdie gevoelens wat binne in jou opkom, om te sê, ja, maar ek doen dit nie, ja, nee, en dan raak jy so fyngevoelig, dat ons nie meer logies kan dink nie, dat ons dadelik op die aanval wil wees, of ons dadelik onsself wil verdedig, meanwhile het die persoon niks bedoel nie, niks leliks bedoel nie, kom net na jou toe en sê, hoe gaan dit, en, maar hoekom wil jy weet, dit is dit waarvan Petrus hierso sê, om te sê, nee, maar partykeer reik jy net uit liefde uit, of ons moet daai eerste tree vat, om te sê, dit is ek, nee, dit is God wat nou binne in my lewe, en ek gaan so optree uit liefde uit, hy sê geveinsdheid, en afguns, hoe vinnig kyk ons na hoe ander mense leef, hulle leefstyl, en partykeer vir al die jong mense, hulle sien dit op social media, en dan gaan hulle uit, en hulle is afgunstig daaroor, om te sê, nee, dit is maar net 'n front, ons moenie afgunstig raak nie, en hy sê, af kwaadpratery, sit te wag voor ons mond, nee, hoe vinnig praat ons oor iets, of iemand, of iets, en dan sê ons dinge, of ons probeer mense afbreek. God sê, dit is nie wie jy is nie, dit is nie wie jy meer is nie, want dit is die lewende woord wat binne in jou lewe, en dan gaan hy aan in Petrus, en hy sê vir ons, hoe om ons lewens te bou, en hy sê, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. Kom terug na die woord toe, kom terug, verlang na hierdie woord, want dit is die enigste waarheid wat ons het, dit is die enigste ding waarop ons doelwitte kan bou, ons gedagtes, dit is die enigste ding waarop ons kan bou. En hy sê, verlang daarna, dat jou hart pyn, om te sê, ek soek iets, ek smag na iets beter, ek smag na iets groter, verlang na hierdie woord van God, wat die waarheid is, wat die ewigheid is, en die ewigheid is nie 'n plek waarna ons verlang eendag nie, dit is waaruit ons moet lewe, daai ewigheidsgedagtes, daai ewigheidswaardes wat binne in ons is, wat die woord in ons gaan plaas. Dit is dit waarna ons moet smag en verlang. Hoekom? Want as ek na iets verlang, dan gaan ek dit soek. Dan wil ek meer van dit hê. En hy sê, die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. En dit is jou doelwitte wat jy gestel het hierdie jaar, want ek wil groei. Ek wil 'n beter mens word. Ek wil meer suksesvol word in my werk. Ek wil meer suksesvol word in my besigheid. Ek wil meer suksesvol word in my huwelik, in my verhoudings. Maar hier sê dit vir ons, dit is waar dit begin. Ek wil meer suksesvol wees en ek wil groei in my geestelike lewe. Ek wil meer suksesvol wees in my verhouding met God. As ons daar begin, hoe doen ons dit? Ek verlang na die
onvervalste melk van die woord van God, dan sal ek daaruit groei. En as ek groei daaruit, dan sal ek meer word in my gees, in my siel, in my liggaam, in my verstand. Dan sal ek die Here lief hê met meer van my, met alles van my. Maar dit begin daarna, daai verlange na God, daai verlange na meer van God, se woord binne in my. Nie die verlange na die wêreld nie. Daai goed kom outomaties. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal al hierdie ander dinge aan jou gegee word. Maar dit begin hierso met die onvervalste melk van die woord van God. Daai verlange daarna, dat ek myself hierin sal delf, ek sal hier in myself fokus, dan sal al die dinge in plek val. Jy sal verbaas wees hoe alles in plek sal val, want God sal vir jou die wysheid gee, God sal vir jou die gees van onderskeiding gee, God sal vir jou die insig gee, om te weet dat hierdie besluite wat ons moet maak, die regte besluite sal wees. Dat jy in die aand as jy gaan slaap en jy sê, Here, hierdie verhouding, ek plaas dit in U hand. Hierdie besigheid, ek plaas dit in U hand. My finansies, ek plaas dit in U hand. Here, ek lees U woord, ek kou hier aan, ek bepeins hieroor, maar nou los ek daai besluit in U hand. En jy sal verbaas wees hoe God met jou sal praat, hoe God sy woord met jou sal deel, maar dit moet binne in jou wees eerstens. En hy sê daai onverfynse, dat jy daardeur sal groei, as jy ten minste gesmaak het, dat die Here goedertierend is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat daar die mens wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. 'n Lewende steen, waarop ons nou moet begin bou. Dis 'n lewende steen, dit beteken God is uniek, vir elke een van ons. God het ons uniek lief. Hy is lief vir almal, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Daai weet ons, en dit moet in ons harte wees. Maar dan kom God hierso en hy sê, ek het jou uniek lief. Elke een van julle het ek op 'n unieke manier lief. En hy sê, dit is 'n lewende hoeksteen waarop ons moet bou. Want God weet wat jou behoeftes is. God weet wat jou begeerte is. God weet wat jy dink. Vandag, hy ken dit. Hy ken jou hartsbegeertes, hy ken jou gedagtes. Hy weet voordat jy iets gaan sê. Maar hy wil hê, jy moet na hom toe kom en jy moet daai woorde spreek en dan op hom die fondasie, die lewende fondasie wat hy hier vir ons vertel. Dit is daarop wat ons moet begin bou. Dit is daarop wat ons moet begin bou. So kom ons fokus op hom. Kom ons vat die res van ons vakansietyd, die res van die maand van Januarie, kom ons fokus op hom. Kom ons fokus op dit wat reg is. Kom ons fokus op sy woord wat onveranderd bly, maar tog lewendig is, beteken dit verander met my en jou, soos wat ons God nodig het, soos wat hy sien hoe ons in hom groei, sal hy homself aan ons meer en meer en meer openbaar. Sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mens wel verwerp is, maar by God onuitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Sien die dinge wat ons doen, met die gawes wat ons het, is ons offer wat ons na hom te bring. Maar die meeste dinge, maar die beste offer wat ons aan God kan gee, is ons geestelike offergawes, is ons geestelike mens. As ons hom prys, as ons hom loof, dan sing die engele saam met ons. As ons uitkom na hom toe en ons sê, Here, hier is ek bou myself op U die hoeksteen. Ek bou my geestelike lewe op U die hoeksteen. En dan offer ek myself, dan sal God, wat sê die woord, hy het 'n welbehae in ons. Hy kyk na ons en hy sê, my geliefde kind, ek seën jou met meer, want jy het na my toe gekom.
En dit is wat ek los by julle vandag is in Engels sal ons sê, bury yourself in God's word, and He will reveal His will for your life to you. Mag jy 'n geseënde dag hê en ek spreek lewe oor alles wat jy hierdie week gaan doen. Ek spreek goedheid en guns en God se genade oor jou lewe, sodat jy God sal prys en loof in alles wat jy doen. Ek groet jou vandag in die wonderlike naam van Jesus, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Lief vir jou en reik uit as dit nodig is, sodat ons saam met julle kan bid in liefde in Jesus naam. Amen.